There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Ken jy die storie van Jona en die groot vis? One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on... Die storie begin waar die Here vir Jona stuur na die stad met die naam Nineve, om vir hulle te gaan vertel om weer te begin luister na die Here. Nineve was nie vriende van Israel nie. Hulle het gereeld beklei. Nineve was eintlik maar soos 'n groot klomp bullies. Jona besluit toe, hy gaan ook nie luister vir die Here nie. Hy gaan nie met Nineve gaan praat nie. Hy gaan eerder ver weg gaan na die land met die naam Tarsis. Min het hy geweet, daar wag vir hom gevaar in die see. Omdat Jona weggehardloop het, toe kom daar 'n groot storm oor die see wat hulle almal agtervolg. Die mense was vreeslik bang. Jona het besef, dit is hy wat die mense se lewens in gevaar stel. Hy sê toe vir hulle, gooi my oorboord en dan sal julle veilig wees. Soos Jona begin sink het, toe stuur die Here 'n groot vis om te kom insluk sodat hy nie moet verdrink nie. In hierdie vis se maag het Jona gebly vir klomp dae. Jona was spyt dat hy nie geluister het vir die Here nie, en toe hy begin bid, toe hoor die Here sy stem. En toe luister die Here na sy gehuil. Die Here stuur hom toe terug na Nineve toe, terug waartoe hy moet gaan. For 40 days or even more, the lane went slack. Toe hy daar uitkom, toe spoeg die vis hom uit op droë grond en met seegras in sy hare. Hy gaan na Nineve toe met sy kop hoog en die Here aan sy kant en hy sê, Nineve, moenie weghardloop vir die Here nie. Julle moet luister na sy stem. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and